Goeienaand mense, is Japie weer hier. Ja, ek wil julle net attent maak daarop oor vleis en die gevare daaraan in die tyd waarin ons leef. Ja, dis 'n slegte tyd waarin ons leef. Hulle probeer ons maar siek maak en doodmaak waar hulle kan. En vleis is maar nog 'n manier wat hulle dit probeer doen nou in die tyd waarin ons leef. Ek weet, ek het baie aftrek gekry met die video, my vorige video, en boodskappe gekry oor die video oor die dieet, waar ek bespreek het in Genesis 1:29 waar Jahwe sê, die mens is veronderstel om vegetariërs te wees. Dit is een van die eerste gebooie wat hy die mens gegee het, vir Adam, en dit met julle gedeel. Ek wil net daaroor net gou vir julle noem dat Jahwe het 'n perfekte en aanvaarbare wil in sy wet. Soos met huwelik, hy laat egskeiding toe, dit is sy aanvaarbare wil, maar sy perfekte wil is dat jy getroud bly. Nou dieselfde met kos, sy aanvaarbare wil is dat jy reindiere eet, maar sy perfekte wil is dat jy vegetariër is. So ek sê nie dat julle is sondaars as julle vleis eet nie. Ek sê nie julle gaan hel toe as julle vleis eet nie. Al wat ek vir julle sê is dat Jahwe het 'n perfekte en 'n aanvaarbare wil, en sy perfekte wil is dat jy nie moet vleis eet nie, en dat daar baie goeie dinge is vir jou, in stoor vir jou, as jy wel vegetariër gaan, geestelik en fisies. Maar dis maar elke persoon se keuse in hierdie saak. Ek is nie hier om julle te dwing om enigiets te doen nie. So ek wil gou vir julle hierso wys, hoekom ek sê mens moet pas op vir die vleis van vandag. Kom ons kyk hierso. Ek het vandag hierdie deurgegaan, in verband met iets wat ek gehoor het van hierdie Microsoft ou Gates, is dit ja, Bill Gates? Ek kan nie, seker Gates, ja. Hy het mos uitgekom op 'n tyd en gesê, hulle is byt goed in die vleis. Sekere goed in die vleis. Hier staan dit, ek gaan nie die woorde uitspreek, want anders blok hulle dalk my video. Hier staan dit, hulle sê dit is nie in vleis nie, maar as jy hierso lees, dan sê dit eintlik maar die teenoorgestelde. Hierso sê dit, it's not in your food, it's a vaccine for the animal that, just like any vaccine, protects the animal from disease. Current dairy vaccines being used in swine are injected into the muscle. So, die opskrif sê, nie raas nie, maar dan lees jy, nee, ons spuit dit in hulle spiere in. So, ja, net vir julle te waarsku, in varke, hulle spuit hulle al lankal, klink my. Nou, hierdie inspuiting, mense, dit is 'n baie gevaarlike ding. Baie gevaarlike ding. Ek het al baie profeseë en visioene gehoor van mense wat hulle gesien het, wat gebeur met die mense wat hierdie goed in hulle liggame het, en dat dit geaktiveer word deur die 5G. Julle weet wat is die 5G, hulle gaan dit gebruik om dit te aktiveer, en dit gaan die mense koekes maak, van die mense gaan soos zombies word. Het gaan hulle breine heeltemal die mekaar maak, hulle gaan baie gewelddadig word. Ek weet nie of julle al die fliek Kingsman gekyk het nie, die eerste ene, waar hulle 'n frekwensie gebruik het van fone, om die mense te laat hulle koppe uithak. As daardie frekwensie oor die fone afgaan, dan skielik word almal net mal. Nou, dit is dieselfde idee, maar met hierdie goed wat hulle jou ingesit het in jou, en dan aktiveer hulle dit met daardie 5G, en dan raak die mense so. Nou, dis een van die dinge, daar is ander dinge ook wat gebeur. En gaan ek dit noem, ja wat, kom ons sê maar. Die probleem van hierdie goed is, as dit in jou systeem is, en hulle aktiveer dit, dan kan jy al jou tande verloor, so jy raak koekoes, jy verloor al jou tande, jou een oog, sê hulle, wat hulle gesien het in hierdie visioene is, dat die mense se een oog hang soos as jy sê maar 'n strook gehad het, en dan een kant van jou gesig wat so hang,
nou dieselfde idee, jou een oog hang so, en dit is 'n teken dat daardie persoon het hierdie inspuitings gevat. Of dan, nou dat hulle dit in die vleis spuit, of jy dit ingekry deur vleis. So mense, wegbly van hierdie goed. Ek weet, julle hou van julle vleis, maar mens moet maar kies. Of jy wil soos 'n zombie word eendag, soos die flieks se zombies, mense gaan so word, as gevolg van hierdie goeters wat in hulle sisteme is, wat geaktiveer word. Of jy wil so word, of jy eet maar net vegetariese dieet. Dis maar 'n keuse wat ons een of ander tyd gaan moet maak. Hier sê hulle in 'n ander artikel, yes, it's probably been treated with dit. Unfortunately, if you've been eating pork from the grocery stores, even organic pork, it's probably been treated with, because pork producers have been using hierdie goeters since 2018. Mense van die jaar 2018 af spuit hulle varke in hierdie goed. Nog voor hulle die mense begin inspuit het. Ek was geskok toe ek dit sien. Kyk, ek het nou al seker vir 15 jaar wat nie vark nie. So ek is nie geplaag daaroor nie. Maar my punt is net, hulle het al lank al hierdie goed geïntroduce aan die mensdom, nog voordat hulle hierdie goeders begin doen het 2020. Hierdie pandemie. Hier sê hulle van beef, it's not treated with mRNA yet, maar wie kan hulle nou eintlik glo, né? As hulle varke lank al spuit, ek dink hulle spuit alles. Regarding beef, the National Cattlemen's Beef Association has online talked about the potential for vaccines being used in beef. They released a statement on April 5 saying there are no current that licensed for use in beef cattle in the United States. Cattle farmers and ranchers do vaccinate cattle to treat and prevent many diseases. So, hulle word ingespuit in elk geval, maar wat ek ook agtergekom het is, hulle vervang hierdie ander spuite met hierdie sekere soort, sonder dat die mense weet. En ek dink dis maar wat dieselfde gaan, wat nou gebeur met diere ook, hulle spuit, kanstig net die gewone een wat hulle altyd spuit, maar eintlik is dit maar hierdie ene wat hulle wil hê en al die mense moet wees. So mense, jy kan nie hierdie goed meer trust nie, jy kan nie die vleis meer vertrou nie. Hoenders, we know that there is an international interest in using hierdie goeders to develop a universal, daarso. Sien jy, dit gaan alles in die einde van die dag, hierdie RNA, kom ek sê maar RNA, gaan hulle in al die, ek dink later in al die spuite gebruik. Vir mense, vir varke, vir hoenders, vir beeste, vir alles. So, my punt is, kies. Ons het op 'n punt gekom wat mense moet kies. Gaan hulle maar bly vleis eet, maar dit is vir hulle gewoon daaraan en dit is vir hulle lekker, of gaan hulle maar dit maar los, want hulle spuit hierdie goed in, om jou gesondheid te red. Want as hierdie goed wat hierdie RNA goeders mense, dit neek jou liggaam heeltemal op. Hierdie goed wat hulle daai goed inspuit, dit neek jou heeltemal. Daar's 'n klomp verskillende goed daarin. Dis nie net dit nie. Dis nie net hierdie RNA nie. Daar's ander goed ook daarin. Baie ander goed wat nog meer gevaarlik is as hierdie RNA. Maar aan die einde van die dag, jy moet kies. En die goeie ding van dit is dat die keuse is in lyn met wat die Bybel sê jy in elk geval eintlik moet doen. So, dis nie eintlik sad nie. Dis eintlik 'n goeie ding. Dis eintlik 'n goeie ding dat mense terugdraai na Jahwe se gebod wat hy vir Adam gegee het aan die begin. Wat hy vir hom gesê het, dat hy wil hê hy moet nie diere eet nie. So ons keer maar terug na daardie punt in tyd toe waar mense nie diere geëet het nie, soos voor die vloed. En soos Daniel en die disippels en Joshua wat die diere geëet het nie. En ek vermoed Dawid het ook nie diere geëet nie. Want ek het hierdie verse
wat Dawid sê, Psalm 40 vers 6, sacrifice and offering you did not desire, my ears you have opened, burnt offerings and sin offerings you did not require. Julle kan sien, Dawid het verstaan, dat Jahoua het nie vir die volk die offers gegee nie. Hy het nie vir die volk gesê, hulle moet diere offer nie. Dawid het dit geweet. Psalm 51 vers 16 en 17. For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of Yahuwah are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, Elohim, you will not despise. En onthou, Dawid was baie na in Yahuwah se hart, hy was baie lief vir Dawid, en ons kan sien hoekom. Dawid het verstaan wat is in Yahuwah se hart, dat hy nie wil hê mense moet diere doodmaak nie. Want hier sien ons in Jeremia 7, vers 21 tot 23, sê Yahuwah, thus says Yahuwah of hosts, the Elohim of Israel, you consume your burnt offerings besides your sacrifices, eating flesh. I spoke not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices. But this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your Elohim, and ye shall be my people, and walk you in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Dis is wat Jahoua wou gehad het. Israel moes moreel hulle lewens verander. Sy begeerte was nie vir hulle om 'n klomp diere dood te maak die hele tyd vir hulle sondes nie. En dis hoekom hy sê, dis nie iets wat hy vir hulle gegee het om te doen nie. En as ons gaan lees, waar kom die idee van die diereoffers vandaan? Dan sien ons, Petrus sê vir ons, waar kom dit vandaan? Want Joshua het natuurlik vir Petrus gesê, en Clementine Recognitions, of Clementine Homilies, daar lees ons van Petrus waar hy sê dat Moses het gesien hierdie Israeliete wil vir hulle afgode offer, van die Egiptiese afgode offer, vleisoffer. En toe het hy dit verander dat hulle ten minste vir Jahoua offer as hulle offer. En dis hoekom so diere geoffer het. Maar ten minste het hulle dit dan vir Jahoua gedoen en nie vir hierdie afgode van Egipte nie. En dit is hoekom Moses toe ook sê in Deuteronomium 18 vers 18 en 19. Kom ons kyk gou daarso. Vers 18. Ek is nou amper klaar hierso. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto you, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Hierdie verwys natuurlik na Yahushua, en Jahoua sê, hy sal soos Moses Yahushua oprig, hierdie profeet Yahushua oprig, om sy woorde te spreek aan die volk, aan die mense. En Petrus sê dat hierso, dit is waarna dit verwys is, Yahushua sal die een wees wat, dit wat Moses nie kon regkry nie, hy sal dit regkry, hy sal die mense stop om offers te bring. En ons sien na sy dood en opstanding, was diereoffers nie meer nodig nie, en dus hoekom Jahoua toe die tempel vernietig het, dat hulle gedwing was om op te hou diereoffer. Maar toe het Joshua moes nou klaar in elk geval die prys betaal vir almal se wetloosheid. En ja, Jahoua het 'n einde daaraan gebring. Maar dis maar wat ek wou genoem het vanaand. O ja, ek wou sommer hierdie prentjie verwys het. As jy kyk hierdie 3, by wat hierin pas ons, as mens kyk na Genesis 1:29, sien ons, dat ons moet pas by herbivore, né? Want Joshua daar gesê, julle moet plante eet, vrugte, groente, sade, neute, sulke goed. En dan kan ons sien die groot verskil tussen mense en actual karnivore, wat moet vleis eet.
Daar is baie groot verskil tussen die twee. En ja, hulle byvoorbeeld, hulle kolon is baie korter, karnivoor se kolon is baie korter as 'n mens sinne. Maar die vleis moet vinnig deur hulle stelsel gaan, anders verrot dit daar binne hulle, soos wat dit verrot binne 'n mens. En hulle maagsuure, strong hydrochloric acid, hulle maagsuure is verskriklik sterk. Ek dink is 7 keer sterker as die van 'n mens. Hoekom? Want 'n mens is 'n herbivoor. Hy is nie 'n karnivoor nie. En natuurlik, ons moet ons kos gaar maak, anders kan ons doodgaan van die vleis. As dit rou is, jy kan siektes kry, waar leeu's en hierdie ware karnivore, hulle sal nie gaar vleis eet nie. Hulle eet rou vleis, want hulle is gemaak om dit te kan eet. As ons gemaak was om te vleis te kan eet, sou ons dit rou kon eet altyd. En ja, is maar ander verskille hierso. Acidic saliva en herbivores het alkaline saliva en ons mense is ook alkaline saliva. Small salivary glands in mouth, not needed to pre-digest food. En dan sien ons by mense, well-developed salivary glands in mouth to pre-digest food. Maar ja, maar ook die vorm van die tande is daar om goed te stikkend te maak, fyn te maak met jou tande, waar karnivore, hulle skeer net die vleis af en sluk dit in, hulle kou nie die vleis nie. Hulle tande is dan net daar om dit af te skeer, die vleis, en dan in te sluk. Waar ons tande is daar om goed te kan kou. Want dit gaan oor wat ons eet, né? Maar in 'n geval, ek gaan nie hamer op hierdie goed nie, ek wil net vir julle genoem het vir interessantheid. En dis dit, ja. Ek wou gepraat het oor die boodskappe, maar ek dink, as julle wil sien, my respons is daaroor, gaan kyk maar na die boodskappe self. Ek dink ek het dit beantwoord daar soos ek moes. Maar aan die einde van die dag, ja, as mens meer soos Jehovah wil word, meer soos Joshua wil word, dan is dit maar die paadjie wat jy moet vat, wat jy moet stap. Dan moet mens maar ook hierdie keuse maak. En dit lyk soos ek sê, of ons gedwing word om hierdie keuse nou te maak, om vegetaries te gaan, want hulle spuit die vleis allerhande goed in. En onthou, dis nie net hierdie spesifieke goed wat hulle inspuit nie, hulle spuit ook antibiotika in en steroids. So jy kry ook al daardie goed in as jy vleis eet, steroids en antibiotikas en wie weet watter ander goed hulle ook inspuit. Maar dit alles kry jy in as jy daai vleis eet. Maar nou ja, dis dit. Ek gaan in die toekoms praat oor ek wil 'n bietjie praat oor die Mandela effek. Ek dink van julle het daarvan gehoor. Is nogal 'n groot ding. En hoekom ek daaroor praat is want dit gaan oor die Bybel ook. Dit beïnvloed die Bybel ook. En dit is hoekom ek daaroor wil praat en vir julle daarvan vertel. So ja, laat dit goed gaan daar. Totsiens.